Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê om U ons Vader te noem. U wat aan ons daardie voorreg geskenk het deur die offer van U Seun. U wat ons kom soek het. U wat deur U Gees bemoeienis met ons kom maak het. U wat deur U Gees ons oortuig het van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En ons kon ons toevlug na Christus neem. En Here, nou in voortdurende dankbaarheid wil ons na U toe kom en ons dank met ons lippe, met ons hart, met ons sang uitspreek, maar ook, Here, wil ons dit uitleef, ons wil ons dankbaarheid uitleef. Ons vind baie vinnig dat die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie, en die slegte wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. En ons vind by U die krag om die vlees te oorwin. Daarom nader ons tot U troon, omdat dit U wil is, dat U naam geheilig word. En U doen dit deur U Seun, en U doen dit deur U Gees, en U werk in ons gehoorsaamheid, as die vrug van die werk van wedergeboorte wat U in ons lewe kom doen het. Die vrug van die geloof wat U as 'n geskenk aan ons gegee het. En bid ons dat ons waarlik met 'n vreugdevolle hart U sal dien en ons lewe uitleef tot verheerliking van U self. Maar dit bring ons tot daardie diepe bewusheid dat U die middelpunt is van alle dinge, dat U die fontein, dat U die bron is en dat ons voorwaar sonder U niks kan doen nie. Daarom roep ons U naam aan. Ons besef terdee dat daar maar een tree tussen ons en die dood is. As dit nie vir U is nie, Here, dan waar sou ons wees? U het alles in U hand, U beskik en bepaal oor alle dinge. Daarom nader ons tot U troon en ons wil graag bid in lyn met wat U wil is. En daarom het Christus ons dan ook kom leer om te bid, om U as ons Vader aan te spreek, om te vra dat U naam geheilig sal word en ook dat U koninkryk mag kom. Daarom bid ek dat die werk van die koninkryk wat nou bykans 2000 jaar voortgaan nadat U in die hemel opgevaar het en U Gees gegee het as die ander trooster, bid ons dan dat ons hierdie werk sal voortsit in gehoorsaamheid, omdat dit U wil is dat nie net die boodskap van die evangelie sal uitgaan en mense net bloot hoorders van die woord sal wees nie, maar dat ons in gehoorsaamheid sal optree omdat U disippels uitgestuur het om die boodskap van die evangelie te verkondig, sodat almal gehoorsaam aan U kan wees. Daarom bid ons dan ook, Here, dat U ons die vrymoedigheid sal gee om hierdie heerlike boodskap van vrymaking dan oor te dra, die bereidheid om die evangelie van vrede oor te dra, is die skoene vir ons wapenrusting. Kom bid ons dan ook, Here, dat U al die omstandighede sal gebruik in ons as gemeente se lewens, soveel wat siek is, soveel wat deur krisisse gaan, soveel wat bekommerd is, en bid ons dan, Here, dat U hierdie krisisse sal gebruik, omdat U ons die versekering en die troos gee, dat geen haar van ons kop sal afval, as U dit nie beskik het nie, want al hierdie dinge moet inderdaad tot ons saligheid dien. Bid ons dan, Here, dat U ons oë sal open en ons harte gefokus hou op U, wat al hierdie dinge ten goeie vir ons sal laat meewerk. En omdat ons dit nie verstaan nie, wil ons dit baie keer verwerp, en bid ek dan juist dat dit wat ons nog nie kan sien nie, dat ons dit in die geloofsoog sal sien en aanvaar. Bid ons, Here, dan dat U ons sal versterk, want ons is soms soos Petrus, wat die golwe gesien het, die omstandighede, eerder daarna gekyk het, maar rig ons oë op Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof, sodat ons nie bang word vir ons omstandighede nie. Ons bid dat U ons regering sal lei, dat U die evangelie ook vir hulle sal stuur om by hulle ore uit te kom. Hulle wat
dan deur U geroep is as diegene wat die swaard dra om die kwaaddoeners te straf en die wat goed doen beloon. Maar ons besef inderdaad dat daar baie geleenthede is waar die wat goed doen gestraf word en die wat kwaad doen beloon word. En ons bid, Here, tot U, want U roep ons nie tot anargie en chaos en opstandigheid nie, maar U roep ons om te bid vir ons regering, vir ons leierskap. En nie net te bid dat alles tot bedaring sal kom nie, maar bid dat mense uit alle vlakke van die samelewing gered word, want U is nie net die redder van die rykes, of die middelklas, of die armes nie. U neem vir Uself en vir U seun, neem U 'n bruid uit elke volk, stam, nasie en taal, maar ook uit alle klasse van die samelewing, ryk, middelklas en arm. En bid ons, Here, dan dat U ons regering die evangelie sal laat hoor en aanhou hoor, en dat dit hulle in hulle ore sal weergalm, verander hulle harte, dat hulle tot bekering sal kom. Ons bid dat hulle wette sal uitvaardig wat in lyn is met U woord, en nie in kontras met U woord nie, want dan staan hulle in vyandskap met U, en as iemand 'n vyand van God is, U sal hom oordeel. Ons kom bid vir die verkiesing wat aan die einde van die jaar plaasvind. Ons weet dat hoe nader ons aan die verkiesing beweeg, meer opstande plaasvind en dit gevaarlik raak. Bid ons tot U, terwyl dit al reeds gevaarlik en moeilik is, dat U ons land en ons leierskap so sal stuur, om dan op die ou end te dien tot verheerliking van Uself en tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dat U aan ons sal voorsien alles wat ons vir die fisiese lewe nodig het. Bid ons, Here, dan dat U vir ons as gemeente, vir ons as individue, die lidmate, dat U vir ons as kerkgenootskap, vir ons as Christene in Suid-Afrika en om die wêreld sal voorsien, omdat U 'n Vader is wat vir U kinders voorsien. Ons roep tot U, ons wil bid vir die heiliges, vir hulle versorging, maar ons wil ook saam met al die heiliges bid vir ons versorging wat die fisiese aanbetref. Ons bid ook, Here, teen ons sielevyand, die duiwel, wat met alle mag en mening inklim in hierdie wêreld, omdat hy weet dat sy tyd min is en besig is om allerhande moeilikheid te veroorsaak. Ons dankie dat U perke daar vir hom gestel het, dat U hom in sekere opsigte geketting het, om sekere dinge nie te kan doen nie, om nie meer skade te doen as wat daar alreeds gedoen is nie. En ons dankie, Here, dat U in beheer is van al sy doen en late, maar beskerm ons, omdat Christus ons ook geleer het, om tot U, o Vader, te nader, in diepe afhanklikheid, om ons te beskerm teen die duiwel, teen die wêreld en teen die vlees, sodat U alleen verheerlik word in dit alles. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade, in Jesus naam. Amen. Die swaard wat God ons gegee het in hierdie geestelike stryd is die woord van die Here, en daarom gaan ons luister na die lees van die woord van die Here. Ons skriflesing kom uit Openbaring 12 vers 18, en dan gaan ons oor na hoofstuk 13 vers 1 tot 18. Hoor die woord van die Here. En ek het op die sand van die see gaan staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het,
en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dis ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk van die naam van die dier, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dis die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Ons teks, vers 8 en vers 9, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. Die tema van ons boodskap is die Here bewaar ons deur sy seën van die verleiding van die wêreld en die valse kerk. Aanbid en gehoorsaam hom alleen. Die Here bewaar ons deur sy seën van die verleiding van die wêreld en die valse kerk. Aanbid en gehoorsaam hom alleen. En daar's baie mense wat op die punt van hulle stoel sit en sê, nou het ons by die punt gekom van hierdie ding van 666. Dis waarvoor ons maande nou al reeds wag. En ek dink die teleurstelling sal groot wees as ons sê, as ek vir u sê, wel, ek weet nie, kom ons gaan huis toe. Dan sal u sê, dis valse advertering gewees. Maar in die wederkomsmalligheid wat verkondig word en reekse dienste wat gehou word by kerke, en ons sien die advertensies soms in ons posbusse en in die koerante. En hierdie is 'n groot punt wat baie verkeerd hanteer word. En ek is oortuig dat dit wat ons hier lees, is iets wat in die verlede gebeur het, maar geweldige implikasie het vir al die gelowiges deur die eeue. Want anders sou daar raad gegee word aan die kerk in daardie tyd wat deur vervolging gaan en verdrukking gaan, en te sê, maar moenie bekommerd wees nie, hierdie dinge is vir oor 2000 jaar, of is die Here vertoef nog 1000 jaar, oor 3000 jaar van hulle tyd af vorentoe, of as hy vir nog 2000 jaar vertoef
van hulle tyd af 4000 jaar in die toekoms. So ek wil vandag vir u wys hoe ons nie op die punt van ons stoel moet sit en dink hoe gaan hierdie dinge letterlik nou in ons tyd vervul word nie. Maar ek wil ook waarsku dat ons nie die baba met die badwater uitgooi nie. Dat dit wat vir ons hier gewaarsku is, die rede waarom ons gewaarsku is van die vroegste tye af, is omdat die mens en sy gierigheid nie bevredig kan word nie. En generasie na generasie is die kinders van die Here besig om deur hierdie vervolging te gaan. Die wêreld wat die Here nie wil ken nie, en ons kan sê die valse kerk is dan eintlik maar hygelaars. So die wêreld en die hygelaars wat dan uiterste vyande word met tyd. So kom ons gaan kyk na wat hierdie gedeelte beteken in die konteks van daardie tyd, hoe hulle dit sou insien en hoe hulle dit sou verstaan. En ons kan lag vir baie van die mense wat boeke skryf en is eintlik, en ek voel skaam oor wat in die Christendom, die boeke wat vrygestel is. Ek het in 'n Christelike boekwinkel gewerk meer as 30 jaar terug en daar was hierdie boekies wat gegee is, wat verkoop is, met allerhande voorspellings van Christus se wederkoms en dat die merk van die dier is 'n kredietkaart. Almal wat 'n kredietkaart sal ontvang, niemand sal hemel toe kan gaan nie, en want dis die merk van die dier 666. En toe is daar die shampoo bottels en goeders wat die barcodes gekry het, en toe sê hulle, dis nou eintlik die merk van die dier. Sê nou daai goed koop, dan sal jy sien 2 streepies in die begin van die barcode, 2 streepies in die middel en 2 streepies in die einde. Dit verteenwoordig 666. En die kredietkaart het gekom en gegaan. Mense het meestal digitale maniere van betaling vandag. En so kom en gaan die dinge, en dan voel mense al skaam vir wat mense sê. Maar die fout wat ons kan maak is om te dink dat daar nie van die wêreldse kant af beheer uitgeoefen wil word op die wêreld en in die besonder op die kerk nie. Die Here waarsku ons, want ek dink dit wat hier in die kleine gebeur, is net voor Christus se wederkoms gaan in die groote gebeur. Want die populasie van die wêreld is groter en die krag van misleiding op so 'n groot populasie net voor Christus kom is geweldig. So hierdie prentjie is soos flitsse wat ons weer en weer sien. Maar dit is dieselfde in die Ou Testament. Ons sien wat die Here met die Ou Testament, hy het vir Moses gewaarsku, en dit wat hy met Moses gedeel het en gewaarsku, het presies oor en oor en oor in die geskiedenis van Israel plaasgevind. Daarom is dit 'n weerspieëling van wat gebeur het. En 'n klimaks is bereik van ongehoorsaamheid aan God se wet, toe God sy seun gestuur het as die Messias en die verwerping van die Messias. En so hier gee die Here vir ons waarskuwings. Kom ons neem dit in die historiese konteks waarin dit is, met in gedagte dat hierdie 'n geweldige tyd van stryd sal inlei ook net voordat Christus weerkom. En dan die finale anti-Kris sal opstaan en hierdie dinge sal ons weer sien. Maar intussen tyd beleef ons hierdie dinge op 'n klein skaal oor en oor. So kom ons kyk na hierdie gedeelte en ons kyk na dit in die lig van ons tema, of met die fokus van ons tema, die Here bewaar ons deur sy seun van die verleiding van die wêreld en die valse kerk, aanbid en gehoorsaam hom alleen. So Johannes het hierdie visioen van 2 diere, die eerste die dier uit die see en dan 'n dier uit die land, en ons het gesien hoe die hele boek Openbaring oor die see en die land word heeltyd afgespeel
En ek dink dis 'n verwysing na die see is 'n verwysing na die Romeinse Ryk en die land is die verwysing na Israel. So Israel het op die ou ende die valse kerk geword. So as ons dan daarheen verwys, is dit die waarskuwing wat ons moet na luister, want dis maklik dat die ware kerk in die valse kerk kan verander. So ons sien dat Johannes dan hier 'n dier beskryf wat soortgelyk is aan die dier wat ons in die vorige hoofstuk gesien het, hoofstuk 11. Maar die draak is daar in die hemel en hy is op die aarde neergegooi. En daar's nou ooreenkomste tussen die draak wat uit die hemel uit neergegooi is, dis die duiwel en sy engele, het ons na gekyk. En nou kom daar vanuit die water, vanuit die see kom daar 'n draak en dit stem ooreen met baie van die beskrywing wat ons sien van die draak wat uit die hemel geval het. En so ons moet dan besef, die rede waarom hier soveel ooreenkomste is omdat die duiwel en die kenmerke van die duiwel in sy volgelinge baie duidelik sigbaar is. Jesus het gesê dat julle het die duiwel as julle vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Johannes 8 vers 44. Die begeertes van die duiwel is die begeertes van die verlorenes. En daardie begeertes is, die duiwel is die vader van die leuen en hy's 'n mensemoordenaar. Leuns en moord. En daarby saam is die begeertes van die mens in 'n sekere sin 'n bietjie anderste as die bose, want ons het 'n liggaam en daardie liggaam het vleeslike begeertes en daardie vleeslike begeertes kom by hierdie begeerte na moord en leuns. Die rede ook waarom ons sê dat dit die see is, dat dit die Romeinse Ryk is onder die mag van die bose. Jesaja 17 vers 12, weet die gebruis van baie volke soos die gebruis van die see, so bruis hulle, en die gebruis van nasies soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis. En nou waarom stap mense dan nou agter hierdie dier aan? Hoekom is hulle nou so verwonderd? Want hulle is met natuur gekoppel en gebind. En Jesus het gesê, julle die duiwel is julle vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hulle begeertes is gekoppel. 1 Johannes 4 vers 5, hulle is uit die wêreld. Daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons en hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van dwaling. Die wat luister en nie doen nie, is nie uit God nie. Die wat luister en doen, hulle is uit God. En so sien ons in die skrif verskeie kere dat hierdie koppeling van die bose en die koppeling van die vleeslike begeertes van die verlorene is duidelik in verskeie skrifgedeeltes. Judas vers 16, hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Jakobus 1 vers 13, laat niemand in sy versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En so die dier, eintlik die draak, wat dan hierdie twee diere mag uitoefen op hierdie twee diere en die twee diere op die bewoners van die aarde
die nasies en ook oor Israel. Hulle is vir ons die waarskuwing dat die invloed van die bose is op ons gemik. En so hierdie dier besit hierdie mag oor die wêreld. En daarom kom die duiwel na Jesus toe en sê, as u neerval en my aanbid, daar in die wildernis toe, in die woestyn toe Jesus deur die duiwel versoek word, en toe sê die duiwel, ek sal u al hierdie koninkryke gee, as u neerval en my aanbid. En Jesus het nie vir hom gesê, wel, hierdie koninkryke behoort nie aan jou nie, maar hierdie koninkryke het Christus op 'n ander manier gekoop, deur sy versoening, deur sy dood en deur sy opstanding. Nie om aan hierdie bose een se versoekings toe te staan of te val vir hierdie versoekings nie. Christus het vir ons 'n voorbeeld gestel. So die versoekings is daar. En so ons het hierdie dier wat dan nou uit die see uitkom en hy het allerhande godslastering wat hy uitspreek. Godslastering wat hy uitspreek. Sy een kop is gewond, lyk soos dodelik gewond, en dan word dit genees. En so iets in hierdie dier het hom amper tot 'n val gebring, maar dit is verhoed. En dit is heel waarskynlik dat in die tyd van keiser Nero het hy geduldig vir die apostel Paulus aangehoor. Die apostel Paulus moes getuig voor die keiser, Handelinge 23 vers 11, sê vir ons van die Here Jesus wat aan Paulus verskyn het. En die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê, hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. En so die apostel Paulus het gegaan en hy het voor die keiser of dan verteenwoordigers van keiser Nero gaan getuig. En hy is vrygelaat, want daar was niks wat gewys het daarop dat die apostel Paulus enigstens skuldig was aan iets. So daar was 'n verdraagsaamheid teenoor die Christendom, maar ewe skielik het daar iets in Nero verander. En Nero het eintlik het hy maar net na sy eie self meer laat uitleef, want hy was 'n moordenaar, hy het sy vrou laat vermoor, en hy het een van na sy diensknegte gekyk en gesê, wel, hierdie dienskneg van my, manlike dienskneg, hy wil met hom trou. En daar het hy hierdie troue gereël, en hy het vir hierdie dienskneg die naam gegee van sy vrou wat hy vermoor het. En daarom sien ons dat Nero het stapelgek geword. En hy het op 'n stadium met hy die stad Rome aan die brand gesteek. En toe, want hy wou die hele stad Rome se uitleg wou hy verander het, en dit nou die mooiste stad in die hele wêreld maak. En die mense het geweet dat dit sy plan was, en die mense van die senaat het agtergekom dat hy hierdie dinge beplan, en hulle het hom beskuldig. En hy het toe gedraai na die Christene en gesê, dis die Christene wat dit gedoen het, dis die Christene wat Rome afgebrand het. En nou om sogenaamd sy weersin in die Christene te wys, het hy begin om die Christene te vervolg. En hy het die Christene aan pale opgehang, hy het hulle met teer gesmeer en hulle aan die brand gesteek, terwyl hy sy tuinpartytjies gehou het. Om te wys, hy is teen hierdie mense wat so vure gestook het in Rome. As hulle dan wil vure maak, dan brand ons hulle uit. So die mag is aan hom gegee, en hulle sê hy was
omtrent 42 maande die klits kwyt gewees. Dit was die laaste gedeelte van sy regering. En daar's mag gegee oor hom om hulle te oorwin. En hy was die een wat amper die Romeinse ryk self gesink het. Hulle het hom gedwing, die hoofde van Rome het vir Nero gedwing om selfmoord te pleeg, om hom uit die weg te kry, om Rome te red, want anders sou Rome geruïneer word. En toe kom 'n tyd van geweldige onstabiliteit. Dis hier wat alles op 'n mespunt, menslik gesproke, alles is deur God in beskikking bepaal, maar menslik gesproke op 'n mespunt gebalanseer het. En na hom, na Nero was Galba, het hy geregeer 7 maande, 7 dae, toe sy regering as keiser tot 'n einde. Otho het 3 maande en 1 dag gehou, toe is sy regering tot 'n einde. Vitellius het 8 maande en 1 dag geregeer, so in 'n tydperk van 3 jaar was daar 4 keisers gewees. En Vespasianus het sy oorlog in Israel gestop en sy seun Titus aangestel as die hoof, en Vespasianus is toe na Rome toe en daar het hy keiser geword en standvastigheid bewerk, en so is die Romeinse ryk van 'n versekerde einde gered. Maar hulle het nie opgehou om vervolging van die Christene nie, en dit het aangegaan. Domitianus het ook 'n geweldige, rondom 81 na Christus tot 96 na Christus, baie Christene ook uitgewis. So dit begin by Nero en dit gaan voort in die eeue wat kom tot op die tyd dat keiser Konstantin tot bekering gekom het in 313 na Christus. En so hierdie godslastering van die draak, wat is die godslastering? Nou die godslastering was die feit dat die Romeinse keisers het hulle self as God beskou. En ons moet dit nie as iets vreemd sien nie, want al die leiers van die lande en van koninkryke het hulle self in daardie lig gesien. Farao het dit gedoen, en die keiser Nebukadneser het 'n beeld van homself gemaak en dat mense hom aanbid. Darius is omgepraat deur sy hoofde om 'n wet uit te vaardig sodat almal hom moet aanbid. En so is al die keisers en die konings geneig om hulle self in die plek van God te stel. En hierdie lastering van die keisers. Jy hoef nie 'n groot koning te wees om dit te doen nie. Selfs Herodes het in daardie struik getrap. Handelinge 12 vers 23, toe hy gepraat het, toe sê hulle, dis die stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En hy het die eer vir homself gevat, en die Here het, 'n engel het gekom en hom getref, en die wurms het hom opgeëet. So mense, konings klein en groot, wil hulle self plaas in die skoene van God. En hierdie godslastering deur te sê, die keiser is koning, die keiser is Here eintlik, was iets wat die mense moes dan by die reukoffer altaar gestaan het en reukoffer dan teenoor die keiser geskenk het en gewys het dat hulle sê dat die keiser is die Here. En die Christene het gesê, dit is lasterlik. Ons gaan dit nie doen nie, want Jesus is die Here. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is, tot lof van God die Vader, skryf Paulus aan die gemeente Filippi. En dan sê die Here, wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Vers 9. Die bewoners van die aarde aanbid die dier,
Hulle wie se name nie in die boek van die lewe van die lam geskrywe is nie, van die grondlegging van die wêreld, voordat die wêreld was, en dan as iemand 'n oor het, laat hom hoor, vers 8 en vers 9. So hierdie is 'n baie belangrike teksgedeelte. En die enigste manier om die misleiding van die duiwel en sy mag op hierdie aarde te oorwin, lê nie binne in onsself nie, maar buite onsself, in God, wat ook buite tyd is. En hy het voordat die wêreld beskik en bepaal wie sy uitverkorenes sal wees. Ons leef in 'n tyd van individualisme, wat nie wil hoor van die leer van die uitverkiesing nie. Wat dit 'n vrye wil keuse wil maak. En die kwessie is dat as God nie ons wil buig om hom en sy verlossing te aanvaar nie, is dit onmoontlik. As hy nie aan ons lewe gee nie, as hy nie eers die hart van klip uithaal en aan ons 'n vleeshart gee nie, dis onmoontlik om gered te word. En so, hierdie gedeelte in die middel van hierdie hoofstuk, wys dan vir ons die oorwinning is deur God, maar nie uit onsself uit nie. Nie in tyd, 'n keuse wat in tyd gemaak is nie. Iets wat God beskik het voordat die wêreld was. Nie 'n vrye wil keuse van 'n mens nie. En soos ek sê, dis nie 'n gewilde leerstelling nie. Dis nie iets wat mense wil hoor nie. En waar die gereformeerde leer 'n leer was wat baie in Europa omhels het, hierdie boodskap is hier na Suid-Afrika, Amerika, ander lande geneem en was die hoofstroom kerke. In ons tyd is dit die klein ons is grensgevalle, die gereformeerde leer. Want mense wil dit die hooffokus maak, dat ons is in beheer, ons en ons keuse, maar die skrif leer vir ons, in wese, dat die wat luister, is diegene wat uitverkore is. Jesus sê, die wat ore het om te hoor, laat hulle hoor. Nou, ek was op skool een van daai nie voorbeeldige kinders gewees nie, waarvoor die juffrou moes gesê het, wat groei daar langs jou kop? Is dit potplante, ornamente? Wat is dit? Dis ore, juffrou. Nou, hoekom gebruik jy nie jou ore nie, om te luister nie? Vandag, as ek nou daai tyd geleef het en met vandag se verskonings, sou ek net gesê het, juffrou, ek is aandag afleibaar. Ek wil net vir die kinders sê, daai onderwysers het nie daai tyd dit gekoop nie. Hulle sou jou van agter af met 'n rottang warm gemaak het, en ewe skielik het jou aandag teruggekom. So die gedagte is, mense het ore, maar mense luister nie, hulle gebruik nie hulle ore nie. Daar's baie wat hoor, maar nie doen wat die Here sê nie. En so die groot gevaar is, daar word baie gepraat, maar min luister. So ek sien ons tyd het uitgeloop, ek het gedink ek gaan die tweede dier ook behandel, en ek het vir myself gesê, wel, as ek dit gaan regkry om die tweede dier ook te behandel, dan moet ek sekerlik myself beloon met 'n lekker bier na die tyd. Maar ek het dit duidelik nie reg gekry nie. Ons het nou eers opgewarm geraak met hierdie gedagte, maar nou verteenwoordig die Romeinse ryk vir ons die wêreld en die begeertes van die wêreld. En u sal sien, binne in ons land word aan mense die dinge beloof wat hulle graag wil hê. En hoe gaan hulle dit in die hande kry? Hy's 'n mensemoordenaar en hy's 'n leenaar. So deur leuns en moord word dinge vir mense beloof. En dis die eeuoue probleem. Ons kyk vas in
ons regering en die dinge wat hier gebeur. Maar kyk bietjie wêreldnuus, dan sal jy sien presies dieselfde probleme waarmee ons sit hulle mee. Maar die magte wil in beheer bly, terwyl hulle in 'n sekere mate vir mense wil gee wat hulle wil hê, wil hulle in beheer bly en hulle sal leuns versprei en hulle sal mense wat teen hulle in opstand kom, uit die weg ruim. En dit sien ons in Rusland, hoe van die mense wat staan in die politiek teen Putin uitgewis word. Ons het dit hier in ons eie buurland gesien, toe Morgan Tsvangirai opgestaan het teen Robert Mugabe, ewe skielik dan word hy geslaan en gaan tronk toe. En so kan ons die lande gaan noem. Ons kan Suid-Amerika, die wat probeer om teen hulle te gaan, word uit die weg geruim deur moord en begeertes en leuns, propaganda word daar vir mense gegee. So moenie dink is net in Suid-Afrika nie. Dit is in Suid-Afrika, ons weet dit. Maar dit wys vir ons dat hier is 'n ons moet versigtig wees dat ons dink dat baie in die wêreld is gekant teen hierdie dinge. En dan ewe skielik swaai hulle om en praat soos die wêreld en loop in verwondering agter die wêreld en agter die mag van hierdie wêreld aan. Ons as kinders van die Here het ore om te hoor en die waarskuwings word aan ons gegee. En God verseker ons dat sy uitverkorenes is diegene wat hoor en weerstand sal en kan bied, selfs al kos dit ons lewe. So kind van God, terwyl ons dan hierdie dinge in hierdie wêreld het, ons sien dat hierdie beheer word op ons afgedwing. Daar's hierdie lisensies of jou idees wat hulle op ons wil afdwing om beheer op jou uit te oefen omtrent oralste waar jy gaan. Hierdie tipe van dinge is 'n manier van beheer neem. Hulle weet alreeds waar ons besigheidstransaksies doen. Hulle kan alreeds ons spoor volg. Hulle wil dit doen. Hulle wil in beheer wees van jou. Hulle wil weet wat jy doen, wat jy sê, want hulle is nie alomteenwoordig nie. God alleen is alomteenwoordig. En daarom is hulle agterdogtig en bevrees en wil ons met vrees oorheers en manipuleer en verdruk en onderdruk. En ons moet weerstand bied deur gehoorsaam te wees aan die Here. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, omdat u eie seun opgestaan het teen hierdie wêreld en die begeertes van hierdie wêreld, en die waarheid getuig het voor Pontius Pilatus, voor die Romeinse ryk, is hy oorgelewer om doodgemaak te word, al het die wêreld se hof hom onskuldig bevind, want hulle vou vir die druk van mense. Hulle vou omdat hulle bevrees is vir mense. En bid ek Here, terwyl die druk van die wêreld geweldig is in ons tyd, help ons om nie te vou vir die vrees vir mense nie. Help ons nie om agter die giere en die ding van die dag aan te loop, wat populêr is in ons tyd nie. Dat dit wat mode is, nie vir ons die riglyn is van wat reg of verkeerd is nie, maar dat ons u woord sal neem. En nie net sal lees oppervlakkig, en nie net sal luister om iets te hoor vaag weg van net wat ons kies om te hoor nie, maar dat ons op so 'n wyse sal hoor dat ons ook optree en doen en gehoorsaam sal wees. Maar sonder u is dit onmoontlik. Sonder u wat die harte van die uitverkorenes red, omdraai, hulle wil omdraai. Daarom is u die bron, daarom is u die rede waarom die duiwel nie kan oorwin nie. Omdat u ingryp, omdat u beskik het voordat die wêreld was om in te gryp
en die planne van die bose te verydel. Ons dank U, Here, vir U seën. Ons dank U vir die werk wat U in ons doen. En bid ek dat ons sal moed skep, dat ons nie neerslagtig sal wees nie, maar dat ons na die dag van môre sal kyk en sien dat al die koninkryke van hierdie wêreld wat woel en wat soos die see bruis, ons nie sal kan oorweldig nie, want ons skuil by U. Help ons om dan ook hierdie bewys te lewer dat ons U kinders is deur gehoorsaam aan U te leef, sodat die wêreld kan weet ons is disippels van U. Liefde vir mekaar, lief genoeg vir mekaar om mekaar ook te vermaan, om U naam te verheerlik. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.